Hallo mense, ek hoop dit gaan goed aan julle kant. Ons is klaar nou met Exodus. Ons gaan nou begin met die boek van Leviticus. Ek wil maar net weer eens sê, mense, onthou ek lees nou die Bybel as iemand wat nog nooit die Bybel gelees het nie. En dan is daar nou maar sekere aspekte wat ek opbring aan die einde van elke boek, wat my nou nogal sal pla as ek hierdie boeke lees. Ok julle, so dan spring ons weg. Die eerste hoofstuk, die brandoffer. En die Hemelse Vader het Moses geroep en met hom gespreek uit die tent van samekoms en gesê: Spreek met die kinders van Israel, sê vir hulle: As iemand van julle aan die Hemelse Vader 'n offer wil bring, kan julle heel offer bring van vee, van beeste of van kleinvee. As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bil sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die Hemelse Vader kan vind. En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen. Dan moet hy die jong bil voor die aangesig van die Hemelse Vader slag. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed bring en die bloed rondom teen die altaar uitgooi, wat by die ingang van die tent van samekoms is. Dan moet hy die brandoffer afslag en dit in sy stukke verdeel. En die seuns van Aaron, die priester, moet die vuur op die altaar neersit en hout op die vuur reg lê. Ook moet die seuns van Aaron, die priesters, die stukke, die kop, die vet, reg lê op die hout wat op die altaar is. Maar die binnegoed en die pote moet hy met water was, en die priester moet dit alles op die altaar aan die brand steek, as 'n brandoffer, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Hemelse Vader. En as sy offer stuk kleinvee is van skape of bokke, as die brandoffer moet dit 'n ram sonder gebrek wees wat hy bring. En hy moet dit slag aan die noorde kant van die altaar voor die aangesig van die Hemelse Vader. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed daarvan rondom teen die altaar uitgooi. Daarna moet hy dit in sy stukke verdeel met die kop en die vet, en die priesters moet dit reg lê op die hout wat op die altaarvuur is. Maar die binnegoed en die pootjies moet hy met water was, en die priesters moet dit alles bring en op die altaar aan die brand steek. En die brandoffer is dit: 'n vuuroffer, 'n lieflike geur aan die Hemelse Vader. En as sy offer aan die Hemelse Vader 'n brandoffer is van voëls, moet hy sy offer bring van tortelduwe of van jong duwe. En die priesters moet dit aan die altaar bring en die kop afknyp en op die altaar aan die brand steek, en die bloed moet teen die kante van die altaar uitgedruk word. Dan moet hy die kop met die vere daaraan verwyder en dit by die altaar gooi, aan die ooste kant op die asplek. Dan moet hy dit by die vlerke skeer sonder om hulle af te trek. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek, op die hout wat oor die vuur is. 'n Brandoffer is dit, 'n vuuroffer, 'n lieflike geur aan die Hemelse Vader. Hoofstuk 2, die spysoffer en die eerstelinge. En as iemand aan die Hemelse Vader 'n spysoffer bring, moet sy offer fyn meel wees, en hy moet die olie daarop giet en wierook daarby voeg. En hy moet dit na die seuns van Aaron, die priesters, bring, en die priesters moet daarvan 'n handvol neem van fyn meel met die olie, met die wierook wat daarby behoort. En hy moet dit op die gedenksoffer op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geure aan die Hemelse Vader. En wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron en sy seuns 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die Hemelse Vader. En as jy 'n spysoffer bring wat in die oond gebak is, moet dit fyn meel wees,
ongesuurde koeke met olie gemeng, ongesuurde platkoeke met olie bestryk. En as die spysoffer van bakplaat jou offer is, moet dit fynmeel wees met olie gemeng en ongesuurd. Breek dit in stukke, giet olie daarop, dit is 'n spysoffer. En as die spysoffer uit die pan jou offer is, dan moet dit van fynmeel met olie berei word. Dan moet jy die spysoffer wat daarvan berei word aan die Hemelse Vader bring. Hulle moet dit na die priesters toe aanbring en hy moet dit na die altaar dra. En die priesters moet van die spysoffer, die gedenksoffer, daarvan aflig en op die altaar aan die brand steek. 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Hemelse Vader. En wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron en sy seuns 'n heilige deel van vuuroffers van die Hemelse Vader. Geen spysoffer wat julle aan die Hemelse Vader bring, mag van iets wat ingesuur is nie, berei word nie, want van geen suurdeeg of heuning mag julle vir die Hemelse Vader 'n vuuroffer aan die brand steek nie. As 'n offer van die eerstelinge mag julle dit aan die Hemelse Vader bring, maar op die altaar mag dit nie as 'n lieflike geur kom nie. En jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy jou sout bring. En as jy aan die Hemelse Vader 'n spysoffer van eerstelinge bring, moet jy as spysoffer van jou eerstelinge bring are wat ook in vuur gebraai is, gebreekte korrels van vars graan. En jy moet olie daarby voeg en wierook daarop strooi. 'n Spysoffer is dit. Dan moet die priesters die gedenkoffer daarvan deel van die gebreekte koring en van die olie met al die wierook aan die brand steek as 'n vuuroffer aan die Hemelse Vader. Hoofstuk 3. Die dankoffer. En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, 'n bul of 'n vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die Hemelse Vader bring. En hy moet sy hand op die kop van die offer lê en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aaron, die priesters, moet bloed rondom teen die altaar uitgooi. Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die Hemelse Vader bring. Die vet wat op die binnegoed lê en al die vet aan die binnegoed wat aan die binnegoed is. En die 2 niere en die vet daarop wat aan die lende is en die lap aan die lewer, by die niere moet hy dit wegneem. En die seuns van Aaron moet dit op die altaar aan die brand steek en op die brandoffer wat op hout is, bo op die vuur, as 'n vuuroffer van 'n lieflike geur aan die Hemelse Vader. En as sy offer 'n stuk kleinvee is, as 'n dankoffer aan die Hemelse Vader, moet hy dit bring sonder gebrek, 'n ram of 'n ooi. As hy die skaaplam bring, as sy offer, moet hy dit voor die aangesig van die Hemelse Vader bring, en sy hand op die kop van die offer lê, en dit slag voor die tent van samekoms. En die seuns van Aaron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Daarna moet hy van die dankoffer die vet as vuuroffer aan die Hemelse Vader bring. Die hele vetstert naby die stuitjie moet hy uit die weg neem en die vet wat oor die binnegoed lê en al die vet aan die binnegoed is. En die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is en die lap aan die lewer, by die niere moet hy dit wegneem. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as 'n vuuroffersprys vir die Hemelse Vader. En as sy offer 'n bok is, moet hy dit voor die aangesig van die Hemelse Vader bring, en sy hand op die kop daarvan lê en dit slag voor die tent van samekoms. En die seuns van Aaron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Dan moet hy daarvan sy offer as 'n vuuroffer aan die Hemelse Vader bring. Die vet wat oor die binnegoed lê en al die vet wat aan die binnegoed is. En al 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is en die lap aan die lewer, by die niere moet hy dit wegneem.
en die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as 'n vuurofferprys vir 'n lieflike geur. Al die vet behoort aan die Hemelse Vader. Die ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke. Geen vet en geen bloed mag julle nie eet nie. Onthou daai stukkie, die ewige insetting is vir julle geslagte in al julle woonplekke. Geen vet en geen bloed mag julle eet nie. Hoofstuk 4, die sondoffer. Verder het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê, as iemand in swakheid sondig teen een van alle gebooie van die Hemelse Vader en een van die dinge wat nie gedoen mag word nie, tog doen as die gesalfde priester sondig, sodat die volk daardeur skuldig word, moet hy vir sonde wat hy gedoen het, 'n jong bul sonder gebrek aan die Hemelse Vader as sondoffer bring. En hy moet die bul bring na die ingang van die tent van samekoms voor die aangesig van die Hemelse Vader, en moet sy hand op die kop van die bul lê, en die bul slag voor die aangesig van die Hemelse Vader. Dan moet die gesalfde priester van die bloed van die bul neem en dit aan die tent van samekoms bring, en die priester moet sy vinger in die bloed steek, en van die bloed 7 maal sprinkel voor die aangesig van die Hemelse Vader, voor die voorhangsel van die heiligdom. Ook moet die priester van die bloed stryk aan die horings van die altaar, van die reukwerk van die speserye, wat in die tent van samekoms is, voor die aangesig van die Hemelse Vader. En hy moet al die oorige bloed van die bul uitgiet aan die onderkant van die brandofferaltaar, wat hy by die ingang van die tent van samekoms is. En al die vet van die sondofferbul moet hy van hom aflig, die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere, en die vet daarop wat aan die lende is, en die lap aan die lewer, en die niere moet hy wegneem. Soos dit van dankofferbul afgelig word, en die priester moet dit aan die brand steek op die brandofferaltaar. Maar die vel van die bul en sy vleis met die kop en die pote en die binnegoed en die mis, die hele bul moet hy buitekant die laar uitbring en op 'n rein plek waar die as uitgegooi kan word, en hy moet dit op die houtvuur verbrand. Op die plek waar die as gegooi word, moet dit verbrand word. En as die hele vergadering van Israel hulle misgaan sonder die vergadering om daarvan bewus is, en hulle enigiets te doen wat die Hemelse Vader verbied het, en skuldig word, en die sonde wat hulle so gedoen het, bekend word, moet die vergadering 'n jong bul as sondoffer laat aankom en hom voor die tent van samekoms bring. En die oudstes van die vergadering moet hulle hande op die kop van die bul lê voor die aangesig van die Hemelse Vader, en die bul moet voor die aangesig van die Hemelse Vader geslag word. Dan moet die gesalfde priester van bloed van die bul in die tent van samekoms bring, en die priester moet sy vinger in die bloed steek en 7 maal voor die aangesig van die Hemelse Vader voor die voorhangsel sprinkel. En hy moet dan van die bloed stryk aan die horings van die altaar, wat in die tent van samekoms voor die aangesig van die Hemelse Vader is. Dan moet hy al die oorige bloed uitgiet aan die onderkant van die brandofferaltaar wat by die ingang van die tent van samekoms is. En hy moet al die vet van hom aflig en op die altaar aan die brand steek. En met die bul doen soos wat met die sondofferbul gedoen het. So moet hy met hom maak. En die priesters moet vir hulle 'n versoening doen, en dit sal hulle vergewe word. Daarna moet hy die bul buitekant die laar uitbring en hom verbrand, soos hy die eerste bul verbrand het. Dit is 'n sondoffer aan die vergadering. As die owerste sondig in swakheid enigiets gedoen het, wat die Hemelse Vader sy God verbied het,
en hy skuldig word, of as sy sonde wat hy so gedoen het aan hom bekend word, moet hy as sy offer bring 'n bok sonder gebrek of ram bring. Hy moet sy hand op die kop van die bok lê en hom slag op die plek waar hulle die brandoffer voor die aangesig van die Hemelse Vader slag. Dit is 'n sondoffer. Dan moet die priester van die bloed van die sondoffer met sy vinger neem en dit aan die horings van die brandofferaltaar stryk, maar die oorige bloed moet hy aan die onderkant van die brandofferaltaar uitgiet. Hy moet ook die vet op die altaar aan die brand steek, soos die vet van 'n dankoffer. So moet die priester dan vir hom 'n versoening doen weens sy sonde, en dit sal hom vergewe word. En as iemand met die volk van die land in swakheid sondig omdat hy enigiets doen wat die Hemelse Vader verbied het, en hy skuldig word, of as sy sonde wat hy gedoen het aan hom bekend word, dan moet hy as sy offer bring 'n bok sonder gebrek of 'n ooi vir die sonde wat hy gedoen het. En hy moet sy hand op die kop van die sondoffer lê en die sondoffer slag op die plek van die brandoffer. Dan moet die priesters van haar bloed met sy vinger neem en dit aan die horings van die brandofferaltaar stryk, maar al die oorige bloed moet hy aan die onderkant van die altaar uitgiet. En al die vet moet hy wegneem, soos die vet van die dankoffer al wegneem, en die priesters moet dit op die altaar aan die brand steek, as 'n lieflike geur vir die Hemelse Vader. So moet die priester dan vir hom versoening doen, en dit sal vir hom vergewe word. Maar in geval hy 'n skaaplam as sy sondoffer bring, moet dit 'n ooi wees, sonder gebrek wat hy bring. En hy moet sy hand op die kop van die sondoffer lê, en dit as 'n sondoffer slag op die plek waar hulle die brandoffer slag. Dan moet die priester van die bloed van die sondoffer met sy vinger neem en dit aan die horings van die brandofferaltaar stryk, maar al die oorige bloed moet hy aan die onderkant van die altaar uitgiet. En al die vet moet hy wegneem, soos die vet van die dankofferlam weggeneem word. En die priester moet dit op die altaar oor die 4 offers van die Hemelse Vader aan die brand steek. So moet die priester dan vir hom versoening doen vir die sonde wat hy gedoen het, en dit sal hom vergewe word. Hoofstuk 5. En as iemand sondig dat hy die luid uitgesproke beswering hoor, terwyl hy getuie was, dit gesien het of daarvan weet, as hy naamlik dit nie te kenne gee nie, en so onregtigheid moet dra, of as iemand enige iets aanraak wat onrein is, die aas van onrein wilde dier, of die aas van 'n onrein vee, of die aas van 'n onrein gedierte, wat rondkruip en dit vir hom verborge was, maar hy onrein geword het en skuldig is, of as iets onreins van 'n mens aanraak volgens al die onreinheid waardeur hy hom kan verontrein, en dit vir hom verborge was, maar hy dit te wete gekom het en skuldig is. Of as iemand sweer terwyl hy onverskillig met die lippe praat, of om kwaad te doen of goed te doen, volgens alles wat 'n mens met 'n eed onverskillig kan praat en dit vir hom verborge was, maar hy dit te wete gekom het en skuldig is aan een van hierdie dinge. As hy dan aan een van hierdie dinge skuldig is, moet hy bely waar hy teen gesondig het. En as 'n boete vir die sonde wat hy gedoen het, aan die Hemelse Vader 'n ooi bring van die kleinvee, 'n skaaplam of 'n bok as 'n sondoffer, en die priester moet dit vir hom versoening doen weens sy sonde. Maar as hy nie 'n stuk kleinvee kan bekostig nie, moet hy as 'n boete vir wat hy gesondig het, 2 tortelduwe of 2 jong duwe aan die Hemelse Vader bring, een as 'n sondoffer en een as 'n brandoffer. En hy moet hulle
na die priester bring, wat die een eerste moet offer, wat as 'n sondoffer bedoel is, en sy kop vlak voor sy nek afknyp, sonder om dit af te trek. Dan moet hy van die bloed van die sondoffer teen die kante van die altaar sprinkel, maar wat oorbly van die bloed moet aan die onderkant van die altaar uitgegiet of uitgedruk word. Dit is die sondoffer, en die ander een moet hy as 'n brandoffer volgens die voorskrif voorberei. So moet die priester dan vir hom versoening doen weens die sonde wat hy doen, en dit sal hom vergewe word. Maar as hy nie 2 tortelduwe of 2 jong duwe kan bekostig nie, moet hy as 'n offer vir wat hy gesondig het, die 10de van 'n eva fynmeel of as sondoffer bring. Hy moet geen olie daarop gooi nie, geen wierook daarby voeg nie, want dit is 'n sondoffer. En hy moet dit na die priesters bring, en die priesters moet daarvan 'n handvol as gedenkoffer en dit op die altaar oor die vuuroffers van die Hemelse Vader aan die brand steek. Dit is 'n sondoffer. So moet die priesters dan vir hom versoening doen vir die sonde wat hy gedoen het, en enige een van hierdie gevalle, en dit sal hom vergewe word. Verder behoort dit aan die priesters, net soos die spysoffer. Die skuldoffer vanaf vers 14. Ook het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, as iemand in iets ontrou handel en in swakheid sondig met betrekking tot een van die heilige gawes van die Hemelse Vader, moet hy as 'n boete aan die Hemelse Vader bring 'n ram sonder gebrek van die kleinvee, nou jou skattig van die waarde in sikkel silwer, volgens die sikkel van die heiligdom as 'n skuldoffer. En hy moet vir wat hy ten opsigte van die heilige gawes gesondig het, vergoeding gee en nog 'n 5de deel daarvan byvoeg en dit aan die priester gee. En die priester moet vir hom versoening doen en deur die skuldofferram, en dit sal hom vergewe word. En as iemand sondig en dat hy onbewus enigiets gedoen het wat die Hemelse Vader verbied het, en skuldig word en sy ongeregtigheid moet dra, dan moet hy van die kleinvee na jou skattig 'n ram sonder gebrek as 'n skuldoffer na die priesters bring, en die priesters moet vir hom versoening doen vir die misdryf wat hy sonder opset onbewus begaan het, en dit sal hom vergewe word. Dit is die skuldoffer. Hy is sekerlik skuldig teenoor die Hemelse Vader. Tot sover.